Amen. Amen. Ek praat vanmôre 'n bietjie met jou oor die tema die rots van die eeue. 1 Korintiërs 10 vanaf vers 1. Nou, as 'n inleiding wil ek hê jy moet weet dat die Bybel gee aan ons Here Jesus Christus 'n paar name en ook 'n paar verwysings. Ek dink byvoorbeeld aan dat Jesus is die ek is. Hy is ook die herder. Hy is ook die lig van die wêreld. Hy is die soetroos van Saron, hy is die blinke môrester, hy is die begin en die einde, die lelie van die dale en ek kan aangaan en aangaan. Die lys is ongelooflik lank. Maar die Here Jesus wat ons aanbid is ook die rots van die eeue. En hierdie tema of hierdie naam het my al vir baie jare gefascineer en ek het vir die laaste 2 weke so 'n bietjie rondgekrap rondom die tema die rots van die eeue. En daarom wil ek vanmôre so 'n bietjie met jou praat oor die tema Jesus is die rots van die eeue. Maar ek wil hê jy moet eers saam met my lees daar in 1 Korintiërs 10 vanaf vers 1. Hy sê, want ek wil nie hê broeders dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deur gegaan het en almal in Moses gedoop is in die wolk en ook in die see. Hy praat daarvan dat die hele volk is gedoop met die water van die see, maar is ook gedoop met die Heilige Gees, die wolk en die vuurkolom wat voor die volk uit was. En dan sê in vers 3, hy sê en almal het dieselfde geestelike kos geëet. Die manna, maar ook die brood wat Jesus die brood van die lewe is. Vers 4, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het. En hierdie rots was Jesus Christus. Hierdie rots was Jesus Christus. Nou, Paulus begin en dan skryf hy aan die gemeente, hy sê, ek wil julle gou-gou terugvat daar na Eksodus 17 vers 6 toe Moses gesien het dat die volk dors was. En die Bybel sê dat Moses het sy staf opgetel, hy het die rots geslaan en daar het water uit die rots uitgekom. En nou kom Paulus en hy sê, hoor gou mooi, dat die rots wat die water in die woestyn gegee het, was eintlik 'n heenwysing gewees, dat Jesus, die Christus, eendag sou kom, hy gaan die rots wees, waaruit die lewende water sal uitkom, nadat hy geslaan was, nadat hy gemartel is, nadat hy aan die kruis moes gehang het, en dit was eintlik net 'n heenwysing van dit wat sou gekom het. Daarom kan jy nooit net die Nuwe Testament lees nie. Jy moet altyd die verwysing kry, die Ou Testament, wat in die Nuwe Testament gebeur. En Paulus skryf, hy sê, hoor gou mooi, daar is 'n rots wat water gegee het vir die volk, maar daar's ook 'n rots vandag wat die lewende water gee aan die kinders van die Here. En hierdie rots is geslaan vir my en jou, en hy is die rots van die eeue. En daar kom die tema of die naam van die Here Jesus vandaan, dat hy die rots is wat deur die eeue deur bestaan het. En hoor gou mooi, hy is nie net die rots in die woestyn gewees nie, hy is ook die rots van môre en hy gaan ook die rots in die toekoms wees. Gister, vandag en tot in alle ewigheid bly Jesus die rots van die eeue. Toe ons bid hier, so 'n bietjie vrae beantwoord het wat pla, het ons 'n bietjie gekyk na die ouderdom van die aarde en ons het gesê, ja, daar's mense wat sê dat hulle klippe en rotse uit die aarde uitgehaal het en dan sê hulle dat hierdie rotse miljoene jare oud is. Ek ken 'n rots ouer as dit. Dit is die rots van die eeue wat nie kan verbrokkel nie, wat nie kan uitmekaar uitval nie, wat stewig is, wat standvastig is. Hy is en hy was die rots van al die eeue. En dan lees ek 'n baie mooi ding. Samuel skryf daar in 2 Samuel 22 vers 3. Hy sê, God is my rots by wie ek skuil. Vers 47 sê, die Here leef en geloof sy heilige naam, die rots
van die eeue. Psalm 18 vers 2 sê, die Here is my rots. 2 Samuel 22:32 sê, want waar is daar 'n God buite ons God? Die Here is 'n rots. En daar's niemand soos hy nie. Ek wil hê jy moet vanmôre die prentjie kry, dat Jesus is die vlekkelose lam. Hy is die lelie van die dale. Hy is die eerste en die laaste. Maar hy's ook die rots wat vir my en jou geslaan was, sodat die lewende water kan uitvloei, sodat my en jou dors vir ewig geles kan word. Onthou jy Daniël? Daar in hoofstuk 21 roep die koning om, en Daniël kom by die koning en hy sê, ek het 'n droom gehad, sê die koning. Ek droom van 'n groot beeld wat regop staan en elke deel van die beeld is uit 'n ander metaal gemaak. Hy sê, maar daar het 'n rots losgebreek, halleluja, en die rots het gekom en hy die koninkryke van die wêreld kom vernietig. Hy's nog steeds die rots wat eendag sy verskyning gaan maak om die koninkryke van hierdie wêreld te gaan vernietig, en aan sy koninkryk is daar geen einde nie. Besef jy vanmôre dat die koning wat ons aanbid is die rots van alle eeue. Matteus 7:24 sê Jesus self, hy sê, as julle na my woord luister en doen wat ek sê, sal jy wees soos 'n man wat sy huis op die rots bou. Hy sê, en die storms en die winde en die reën het gekom, maar hulle kon aan daardie huis niks gedoen het nie. Hoekom nie? Jy weet die antwoord, want ek en jy, wanneer ons na Jesus se woord luister, dan is ons lewens, alles wat ons het, is gebou op die rots van die eeue. En as jou lewe besig is om mekaar uit te val, en daar's bietjie chaos in jou lewe, wil ek amper vir jou sê, daar's net een oorsaak, jou lewe is nie meer op die rots nie, want wanneer jou lewe op die rots is, sal hy standvastig wees. Want hy bly die rots van die eeue. Maar hy's ook nie net dit nie. Matteus 16 vers 13 kom Jesus by die disippels en hy sê vir hulle, wie sê die mense is ek? En dan is die disippels nogal slim. Hulle sê is Jeremia en Elia en Johannes die Doper, een van die groot profete. En Jesus sê, nee, wie sê julle is ek? En dan antwoord ou Petrus hom, hy sê, Here, U is die seun van die lewende God. En Jesus sê iets besonders. Hy sê, ja Petrus, jy's reg en jy's die rots, en op hierdie rots gaan ek my kerk bou. En vanmôre wil ek vir u sê, dit is nog steeds die waarheid, dat nie eers die poorte van die hel kan die kerk van Jesus vernietig nie, want dit is gebou op die rots van die eeue. Kom ons gaan gou terug na ons jaartema toe. Ek en jy is die kerk van Jesus Christus. Ons is gebou op die rots, and not even the gates of hell will prevail. En ek weet jou lewe raak warm, ek weet dit raak ongemaklik, maar solank as wat jy op die rots van die eeue bly, kan niks jou lewe omkrap nie. Hoekom nie? Want my anker, hoor mooi, my anker is op die rots wat nie kan wankel nie, wat nie verbrokkel nie, wat nie uit mekaar uit kan val nie. En ek wil jou vanmôre net so 'n bietjie bemoedig om vir jou te sê, dat hy is nie net die rots nie, hy is die rots deur die eeue, die rots van die eeue. Maar hy is nie net die rots nie, hy is ook die fondament. In die Bybelse tyd daar in Jerusalem, as hulle huis gebou het, dan het hulle vir hulle 'n stukkie skoon gemaak, en dan het hulle rotse bymekaar gekry, en die rotse gegooi, en dan het hulle nie sement gehad nie, hulle het grond nat gemaak, en die fondament was gemaak met rots gewees. Nou hoor wat sê die Bybel, 1 Konings 5 vers 17, ekskuus. Hulle is besig om die tempel te bou, en dan sê die koning, ek het bevel gegee om groot klippe, kosbare klippe uit te breek om die fondament van die tempel mee te bou. Jy gehoor wat sê ek? Hy sê kosbare klippe is uitmekaar gekap om die fondament van die tempel te maak. Ek en jy moenie anderste nie. Ons moet uit Jesus, die kosbare klip, moet ons 'n fondament maak, sodat ons lewens op die fondament Jesus Christus kan bou.
1 Korintiërs 3 vers 11 sê, want niemand anders kan 'n ander fondament lê as wat daar alreeds gelê is nie, en dit is Jesus Christus. Hy is nie net die rots nie, hy is die fondament, dit waarop ek en jy ons lewens moet bou, dit waaroor ons lewens moet gaan, moet geanker wees op Jesus Christus. Maar hy is ook nie net die fondament nie, hy is ook die hoeksteen. Sjoe, ek het hierdie vers al baie gelees en in hierdie week toe gaan soek ek dit bietjie op om te kyk waaroor gaan die hoeksteen. Die hoeksteen sê hulle nadat die fondasie gegooi is, dan moes die bouers 4 klippe kry, die hardste klippe wat daar is. En dan is hierdie hoekstene, die pilare gebou. Kyk, die fondament maak dat alles gelyk is, dat alles stewig staan, maar die pilaar het iets nodig om op te staan. Hy het nodig om op die hoeksteen te staan. En hoor gou vir my, nadat jou fondasie gelê is, nadat jy die woord ken, nadat jy op Jesus Christus jou fondasie gegooi het, kort jy die hoeksteen om jou lewe regop te hou. Hoor gou wat sê die Bybel. Lukas 20 vers 17 sê, en die steen wat die bouers verwerp het, dit het die hoeksteen geword. En elkeen wat op hierdie steen val, sal verpletter word, maar wie op hom val, sal vermorsel word. Die wêreld wou nie hierdie hoeksteen herken nie. Hulle wou nie hierdie hoeksteen deel gemaak het van die bouwerk nie. Maar dit het die belangrikste deel geword. En die oomblik wanneer jy Jesus die belangrikste deel van jou lewe maak, sal jou huis regop staan. Want hy is die rots van die eeue. Efesiërs 2 vers 20 sê, en ons is gebou op die fondamente van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen vir my en jou is. 1 Petrus 2 vers 6 sê, daarom staan dit ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion, 'n uitverkore hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nie beskaamd staan nie, maar die wat nie in hom glo nie, hoor gou mooi, hy sal 'n steen den aanstoot word, en 'n rots van struikeling. Die oomblik wanneer jy Jesus aanneem, dan word hy die hoeksteen van jou lewe. Maar wanneer jy hom verwerp, en wanneer hy op jou moet neerval, sal jou lewe verpletter word, en hy sê, jy sal 'n steen des aanstoots word. Besef jy vanmôre die waarde van die hoeksteen, dat wanneer ek my lewe bou op die rots, my lewe op die fondament bou, as ek my lewe rondom die hoeksteen van Jesus bou, dan kan die wind en die weer en die storm maar kom, my huis is veilig, hy's gebou op die rots van die eeue. En miskien vra jy vanmôre, wat het dit met my te doen vanmôre? Wat het dit in 2025 met my te doen? En ek wil vanmôre vir jou net so 'n bietjie kom hoop gee, dat as jy Jesus as jou hoeksteen, as jou fondament en as jou rots het, dan kry die gelowige sekere voordele. Ek weet nie van jou nie, ek hou van voordele. As ek iets doen, dan wil ek hê, ek moet iets daaruit kry. Wat kan ek daarvan kry? Wat is dit vir my? En die Here gee my so 6 dinge, en ek wil met jou praat vanmôre oor die voordeel om die rots van die eeue jou fondament te maak. Die eerste plek. Die rots van die eeue is 'n skuilplek. Ek weet nie van jou nie, hierdie wêreld het nie meer skuiling nie. Stanley? Niks. Hierdie wêreld het nêrens waar die gelowige mee kan ingaan om skuiling te vind nie. En ou Samuel weet dit, dan skryf hy daar in 2 Samuel 22 vers 3, hy sê, die Here is vir my 'n rots, hy is my bergvesting en my redder. My God is 'n rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting en my toevlug.
Ou Samuel sê, wanneer die lewe vir my te veel word, wanneer dit vir my te donker word, wanneer ek nie meer weet waar om my hulp vandaan te kry nie, dan kry ek my skuilplek by die rots van die eeue, wat nooit verander nie. Ek kan onder hierdie rots in beweeg, en ek kan skuiling kry teen die elemente, teen die storms, teen die winde, teen alles wat daar buite gebeur. Hoekom? Want die rots van die eeue kan nie beweeg nie. Hy bied skuiling vir die gelowiges in tye van nood. Ons sing so ou koortjie, ek skuil net by U, o rots van die eeue, ek skuil net by U. En ek wil jou vanmôre kom raad gee, ek wil jou vanmôre so 'n bietjie kom aanmoedig, dat wanneer die lewe vir jou te veel word, moenie skuiling vind by die wêreld nie, moenie skuiling vind daar waar geen hoop is nie, kom by die rots van die eeue uit. En hy gaan vir jou skuiling gee. Deuteronomium 32 vers 4 sê, dat die rots, Jesus Christus, die rots het 'n volkome werk gedoen. Wat is die volkome werk? Hy gee skuiling vir die wat skuiling nodig het. Weet jy waarvan praat hy? Hy praat van, toe ou Dawid moes wegkruip, en hy in die rots gaan wegkruip. Hy praat van ou Moses, toe hy moes gaan wegkruip het en in die spelonke gaan wegkruip het. Hy sê net soos wat hierdie manne skuiling gevind het in die groter rots, die ewige rots van die eeue, is dit die gelowiges se voordeel, dat wanneer ons in die moeilikheid is, om by Jesus skuiling te kry. Hoor gou wat sê Psalm 91 vers 1, jy ken dit. Hy sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Allerhoogste. En hy sal vir die Here sê, Here, U is my rots, U is my toevlug, U is my bergvesting, my God op wie ek vertrou. En dan as die pyle per dag kom, dan is ek veilig. En as die siekte per nag kom, is ek veilig. En al kom daar slange en adders, kan ek op hulle trap, want my skuilplek is by die Here. En al val daar 1000 aan my een kant en 10,000 aan my ander kant, is ek veilig, want my skuilplek is by die Here. Sy engele sal my op die hande dra, dat ek nie eens my voet teen 'n klip sal stamp nie. Kyk gou op jou voete. Hier's baie Christene met blou tone, want ons is besig om ons voete teen klippe te stamp. Teen klippe te stamp, hoekom? Want ons soek nie meer skuilplek by die rots van die eeue nie. Maar wanneer jy by Jesus kom skuil, dan word Psalm 142 vers 5 'n waarheid. Here, U is my skuilplek. Psalm 119 vers 14. Here, U is my skuilplek. Psalm 62 vers 7. Die Here is my rots en my heil. Hy's my bergvesting. By Hom alleen vind ek skuiling. Ek weet nie van jou nie. My bankbestuurder ken nie eens my naam nie. My dokter sien ek so min, hy weet eers wie is ek nie. Maar die rots van die eeue. Hy het my by die naam geroep, ek is syne. En al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, my skuilplek verander nie. In die tweede plek, die rots van die eeue bring beskerming. Ek kan nie net by die Here skuil nie. Hy bring ook beskerming. Onthou wie Eksodus 33 vers 21. Moses kom by die Here, dan sê hy, Here, ek wil tog U heerlikheid sien. En dan sê die Here, sjoe Moses, niemand kan dit doen nie. As jy my heerlikheid sien, dis te groot, jy sal sterwe. Maar dan sê die Here in vers 21, hy sê, Moses, klim op, want hier is plek op die rots waar ek jou sal veilig hou. En toe Moses op die rots klim, toe kom die heerlikheid van God verby, en die Here maak Moses so toe met sy hand, en hy beskerm Moses, sodat hy nie sal sterf nie. En ek besef vanmôre iets, dat wanneer jy op die rots, Jesus Christus staan, kry jy nie net skuiling nie. Sjoe, Pieter, hy beskerm jou. Hy beskerm jou, sodat niks naby jou kan kom nie. Psalm 31 vers 2 sê, wie is 'n rots soos die Here? Wie is 'n toevlug soos die Here? Want U is die een wat nog steeds die kinders beskerm. Psalm 94 vers 22 sê, maar die Here is vir my 'n rotsvesting. Hy is vir my 'n God en 'n rots.
hy is my toevlug. Die Here beskerm sy kinders. En miskien is jy besig met iets in jou lewe en dan sê jy, "Sjoe, ek het by die Here skuiling gevind. Jy's op die beste plek." Want hy skuil jou nie net nie. Hy beskerm jou. Hy beskerm jou teen al die gevaar wat daar buite is. En al wat jy vanmôre moet doen is om te sê, "Here, ek besef vanmôre, U is my rots, die rots van die eeue." En dit bring my by nommer 3 uit. As die Here dan my skuilplek is, as die Here die rots dan my beskerming is, hoor gou mooi, dan is die rots van die eeue my verlosser. En jy sê vanmôre, "Sjoe pastoor, skuilplek, beskerm, verlosser is een ding nie." Beskerm is wanneer ek, net 'n voorbeeld, wanneer ek my kinders beskerm, kom ons sê daar's 'n leeu in die veld en ek beskerm hulle sodat hulle nie naby die leeu kan kom nie, ek hou hulle weg daarvan. Maar verlos is dat wanneer die leeu hulle gevang het, dan probeer ek hulle uit die leeu se mag uithaal. Psalm 22 vers 22 sê, "Die Here verlos my uit die bek van die leeu." Hallo? En ek weet nie van jou nie, daar buite loop 'n leeu rond wat wil skeer, wat wil slag, wat wil verwoes, wat alles in jou sy vermoë gaan om die kinders van die Here te vang. En nou kom die Bybel en hy sê, dat die Here is my skuilplek, hy is my beskerming, maar hoor vanmôre, hy is ook die een wat my uit die mag van die sonde verlos, prys die Here. Psalm 19 vers 15 sê, "Laat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart welbehaaglik wees vir U, my Heer, my rots en my verlosser." My rots en my verlosser. En ek wil gou vir jou hoop gee. Die rots het alreeds losgebreek. Hy's besig om af te rol teen die berg en hy gaan die koninkryke wat teen jou is vermorsel. Want dis wat die rots doen. Hy verlos ons wanneer dit moeilik raak. Hy verlos ons uit die mag van die sonde, sê die Bybel. En dan kom Job 19 vers 15, dan sê hy, ek weet verseker, my verlosser lewe. En ek gaan jou aansien, weet jy jou verlosser lewe? Toe Jesus gekruisig is hy gekruisig op Golgotha, Kobbeenplek. En ek weet, ons het almal al foto's gesien, dit lyk soos 'n rots. En die rots van die eeue het gesterf op die rots, sodat ek en jy verlossing kan kry. Hoor gou mooi, as Jesus jou vrygemaak het, dan is jy waarlik vry. As hy jou vergewe het, is jy vergewe. As hy jou gesond gemaak het, is jy gesond. Hoekom? Want dis wat die rots doen. Hy verlos. Ek weet nie, wie moet dit vanmôre hoor nie. Die Here sê ek het nog nie verander nie. Maar Rona, hy het nog nie verander nie. Hy bly die rots van die eeue. En ek wil vanmôre my skuiling by hom vind. Ek wil vanmôre my beskerming by hom kry. Ek wil vanmôre my verlossing by die rots kry. Psalm 71 vers 3 sê, wees vir my 'n rots om in te woon, om gedurig daarin te gaan, want op U bevel het die rots my verlos. En dit verander nie. Dit kan nie verander nie. Hy's gister, vandag, môre, alle ewigheid dieselfde. Maar weet jy wat doen Jesus? Ons sing dit altyd. Hy haal jou uit die modder uit. Hy sit jou op die sand. Hy haal my uit die modder en hy sit my op die rots. Hy plaas my voete op 'n rots. Hoekom? Want hy verlos. Die rots verlos ons. En as ek en jy op 'n plek kan kom, dat ons besef vanmôre, wimpie maak nie saak waartoe ons gaan nie, die rots van die eeue is my skuilplek, dis my beskerming, dis my verlossing, gaan dit met die Christene baie beter gaan. En dit bring my uit by nommer 4, dat die rots van die eeue sorg. Hy sorg. Nadat hy jou skuiling gegee het, nadat hy beskerming gegee het, nadat hy jou verlos het, los hy jou nie net nie, hy sorg. Nou in die Bybelse tyd was heuning nogal 'n gesogte produk. Dit was 'n middel wat die Israeliete op hulle hande gesmeer het teen die son.
Dit was 'n middel wat hulle gebruik het wanneer hulle siek was, dan het hulle heuning gedrink. Dit was ook baie voedsaam. Julle sal onthou, ou Johannes het in die woestyn geleef en hy het sprinkane en heuning geëet. Dis ook 'n geskenk gewees. Genesis 4:43 praat daarvan dat hulle heuning as geskenke vir Jakob gebring het. Dit was ook 'n teken van oorvloed. Want daar sal 'n dag kom wanneer die Israeliete in die land van melk en heuning gaan kom. Dit was ook 'n teken van seën en van rykdom. Dit was ook 'n teken van 'n nuwe begin. Want hy vir Samson verskeer die leeu. En toe hy na 'n paar maande terugkom, toe's daai heuning binne in die dooie leeu. Nuwe begin. En nou kom die Bybel en hy sê dat die rots van die eeue sorg vir sy kinders. Hoor gou mooi. Ja, sê Psalm 81 vers 17, hy sal hulle voed. Die Here sê, hy gaan jou voed vanmôre. Hy gaan jou voed met die beste. Sê gou vir die persoon langs jou, beste. Die beste. Hy sê, ek die Here, die rots, gaan jou voed met die beste. En hoor gou mooi, ek gaan jou voed met die heuning wat uit die rots uitkom. Ek gaan jou voed met die heuning wat uit die rots uitkom. En ek weet nie wat het jy nodig vanmôre nie, maar wanneer jy by Jesus kom en jy aan sy rots kan kom sit, dan kom daai heuning uit wat vanmôre jou gaan voed. Dit gaan jou gesond maak, dit gaan jou die geskenk gee, dit gaan jou oorvloed gee, dit gaan jou seën gee, dit gaan jou rykdom gee. Hoor vanmôre, dis ook die begin van 'n nuwe toekoms, die oomblik wanneer jy by die rots van die eeue uitkom. Want daar's heuning wat uit daardie rots uitvloei. Ja, die bye het in daardie tyd in die rotse gaan nes maak of gaan broei en dat hulle heuning daar laat uitvloei, maar die Bybel sê dat die rots van die eeue sorg vir sy kinders met die heel beste heuning. Deuteronomium 32 vers 13 sê, en ek sal van die opbrengs van die veld eet, maar hy, dis God, het ons gevoed met heuning uit die rots. Hy het ons gevoed met heuning uit die rots. Hy het ons gevoed, jy hoor nie wat ek sê nie. Hy het ons gevoed met die heuning uit die rots. Wat jy ook al nodig het vanmôre, nadat hy my skuilings gegee het, nadat hy my beskerm het, nadat hy my verlos het, Erika, dan kom die Here en dan sê, ek wil vir jou sorg, ek wil jou voed, ek wil vir jou die heel beste gee, die heuning uit die rots Jesus Christus. Ek weet nie van jou nie, die rots van die eeue, ek kan nie sonder hom nie. Ek kan nie sonder daardie rots nie. Hy verander nie. Net so interessant, die rots van die eeue is ook nie 'n aannemer van persoon nie. En wat hy vir my doen, doen hy vir Jacques, en wat hy vir Jacques doen, doen hy vir Lientjie, en wat hy vir Lientjie doen, doen hy vir Andre, en wat hy vir Andre doen, doen hy vir Jaco. Hy verander nie, hy kan nie aanneem nie. My naam is op daardie rots uitgegraveer, en iewers is daar 'n botteltjie heuning met my naam op, want die Here sê, skuil by my, en ek sal sorg. Bring my nommer 6. Hierdie rots is lewende water. Jy sien, wanneer jy heuning drink, dan word jy dors. Wanneer jy heuning eet, dan word jy dors. Numeri 20 vanaf vers 11, hulle praat van die volk, hulle is daar by Mirab, hulle is besig om water te soek, en hy sê, daarom tel Moses sy hand op, en hy slaan die rots 2 maal, en hoor gou mooi, en daar het baie, Fani, baie, en daar het baie water uitgevloei. Die Bybel sê ongeveer 3 miljoen Jode, daar was verskriklik baie water. Maar die oomblik toe die rots geslaan word, sê die Bybel, het daar baie water uitgevloei. Nou hoor my hart vanmôre, ek is mal oor Coke, ek drink bottels en bottels Coke op, maar wanneer ek dors is, dan soek ek water. Hierdie wêreld gee vir jou allerhande smake.
Coke Light en Coke Diet en less sugar en original, maar wanneer jy werklik waar dors is, dan moet jy by Jesus uitkom, sodat die water uit die rots kan vloei, en dat jy baie water kan kry. Hierdie lewe gaan jou nie versadig maak nie, hierdie lewe gaan nie jou dors les nie, jy gaan rondhardloop, jy gaan weer terugkom, jy gaan rondhardloop, jy gaan weer terugkom, maar jy het Jesus nodig om jou dors te kom les. Pastoor is opgewonde, ek kan nie anders nie, want ek het ingetap by die rots wat heuning gee, ek het ingetap by die rots wat baie water gee, en wanneer jy van hom drink, o Frank, sal jy nooit ooit weer dors kry nie. Jesus sê Johannes 7:37, hy sê, hy wat in my glo, strome van lewende waters sal uit sy binneste uitvloei. Weet jy hoekom vloei daar nie meer lewende water uit die kinders van God uit nie? Daar's net een eenvoudige antwoord, ons skuil nie meer by die rots van die eeue nie, want as jy by die rots gaan skuil, sal jy versadig word van die heuning, en die water sal jou kom les, en die lewende water sal net eenvoudig begin uitvloei. Is jy moeg? Is jy oorlaai? Is jy gedaan? Jy drink te veel Coke. Kom by Jesus uit. Kom by Jesus uit. Onthou die vrou wat by die put staan? Jesus sê vir haar, as jy geweet het wie ek is, nie ek nie Jesus, as jy geweet het wie ek is, dan sou jy van hierdie water gedrink het. En toe sy van daardie water drink, toe gaan sy terug en sy gaan verkondig, dat die meester is die een wat die lewende water gee. Marlies, baie. Ons het in Roosewil nogal vir die laaste 2 jaar 'n probleem. As jy die kraan oopdraai, dan is daar 'n straaltjie water soos 'n strooitjie. Baie. Meer as wat jy wil hê. Meer as wat jy wil hê. Numeri 9 vers 15 sê, en u het brood gegee uit die hemel, sodat hulle honger gestil sal word. En u het water gegee uit die rots, sodat hulle dors geles kan word. Psalm 78 vers 20 sê, kyk, hy het die rots geslaan, ek het dit nog nooit gelees nie, dit is so mooi. Hy sê, kyk, hy het die rots geslaan, en die water het gevloei, en spruite het ontstaan. Baie. Psalm 105:41 sê, en dorplekke het voedsaam geword. Dorplekke het water gekry. Hy is my skuilplek. Hy is my beskerming, Pieter. Hy is my verlosser. Hy is my voedsel. Maar hy is ook die lewende water. Kom ons sluit ons oë. Here, min het ons geweet dat toe Moses die rots slaan en die water het uitgekom, dat dit eintlik net 'n heenwysing sou wees van dit wat sou kom. Dat daar eendag 'n Jesus sal kom wat vir ons geslaan sal word, sodat ons die lewende water in die oorvloed kan geniet. En Here, hier is so baie mense vanmôre wat sê, Here, my lewe is vanmôre in chaos. My lewe is so de mekaar, dat ek nie eens weet waar is die begin en die einde nie. Here, ek weet nie eens waarom om te begin, om dit in orde te kry nie. Maar Here, dankie dat U die rots van die eeue is. Here, dankie dat U nog nooit verander het nie. Here, dankie dat U vanmôre vir die kinders van die Here 'n skuilplek is. Here, dankie dat U ons nie net skuil nie. Here, dankie dat U ons beskerm. Here, dankie dat U ons verlos wanneer ons in die moeilikheid is en ons terugbring. Here, dankie dat U ons voed met die beste heuning wat daar is. Here, dankie dat U vanmôre toegelaat het dat hierdie wêreld U kom slaan. Here, sodat lewende water uit U kan uitvloei. En Here, daarom wil ek vanmôre op 'n plek kom wat ek sê, Here, ek skuil net by U. O rots van die eeue, ek skuil net by U. Terwyl almal se oë gesluit is, ons gaan hierdie koorversie so 2 of 3 keer saam sing. Wil jy nie vanmôre net daar waar jy sit, dan sê jy, Here, ek het alles probeer, maar vanmôre het ek die antwoord gekry. Jesus is my antwoord.